Goeiemôre allemaal. Gaan het goed met julle vanmôre? Ja. Ja. Dus ons sien allemaal lyk beter vanmôre. Of is dit net ek? Jy kan seker beter sien van Ek kan dalk beter sien. Maar dit is dalk die weer. Maar ek hoor ons kry weer koue. Ja. Maar ja, ons somer is op pad. En dit kan net beter gaan. Amen. Nie die koue nie. Amper stel ek 'n nuwe inwoner bekend hier vanmôre, maar ek sien toe nou nie. Ek sien as iemand wat bietjie af is vir 'n slag. Hier is nuwe inwoners so by ons vanoggend, hoor. Dan gaan ek sommer die nuwe inwoners vir ons vra of ons te open vir ons vandag, asseblief. Vertel. Ek is nou nie inwoner. My eie vrou bietjie brand toe open. Maar ons het wel 2 nuwe inwoners en ek sal vir hulle altyd welkom heet. Dit is Tannie Hannetjie, daar agter in die hoek met die blou, Delary. En Tannie Kleintjie, ek dink is Tannie Kleintjie Delport net voor haar. En al die ander welkom hierso. En welkom vir my. Die keer aan die kant. En nie in die blou nie, Ek wil vir julle vra om julle oë toe te maak, dat ek kan open met gebed asseblief. Hemelvader, ons staan vanoggend voor die troon van genade. Here, en ons kom sê dankie. Dankie vir 'n nuwe dag, Here. Dankie vir nuwe krag, Here. Dankie, Here, dat ons nog aan hierdie kant van die graf staan. Here, ons wil vanoggend bid, Here, vir die prediker wat die woord gaan bring, Here. Here, ek vra salf hom, Here. Here, die lippe wat hy gaan gebruik, Here, die woorde wat daardeur gaan kom, Here, dat dit alles van U af sal wees, Here, en niks uit homself uit nie, Here. Here, ons sê vir U dankie, Here, vir hierdie dag, en ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. 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 Dankie. Ja, ek sit so in die week en kyk so na die skepping. Al die bome wat nou begin bot en blaartjies kry en die voeltjies wat nou so 'n bietjie beter sing en al die insekte wat begin uitkom. En dit laat my dink, hoekom? Hoekom het God die aarde of die wêreld van ons geskape? En dan kom maar antwoorde op soos hy wou sy heerlikheid wys of is vir ons geskape. En ek gaan soek toe antwoorde. En die antwoord wat die woord vir my gee, die skepping is vir sy seun. Niks en niemand anders nie. Die skepping is vir Jesus gemaak. Alles draai om Jesus, die hele senterpunt van ons lewe. Die senter van die wêreld, die senter van ons kerke, die senterpunt, die middelpunt. Alles draai om Jesus. Want uit hom, deur hom, tot hom. Dis Jesus die Seun. God het sy enigste Seun gestuur, as ons daar in Johannes 3 vers 16 lees, om aan die kruis te sterwe vir ons sondes. So hy het mens geword. Ek spot altyd en sê, mens, pens en darms, net soos ek. Maar hy het ook honger geword. Hy het ook dors geword, hy het ook pyn gehad. Maar hy moes, ons sê ons sien, as ons sien sal ons glo. Ons glo wat ons sien. Ons glo so makliker aan iets wat ons sien as die onsienlike. Maar nou moet ons onthou, ons geloof is die sienlike en die onsienlike. Want dit is in die gees. Die gees is die onsienlike, ons kan nie gees sien nie. Soos die woord ook vir ons sê, die oorlog is nie teen vlees met wapen nie. Dit is in gees teen die bose magte in die lig. So is geestelik. So ons moet geestelik aan hierdie dinge begin dink. En hy het sy seun gestuur in vlees, sodat mense kan sien wat gebeur en waaroor dit gaan. En daar gebeur iets. Ons het nou onlangs gesels oor, hoor ons God se stem? Wat se stemme hoor ons? Hoor ons nog Jesus se stem? Hoor ons die Heilige Gees? En ek wil dit so vlakkie verder vat vandag, om te sê, sien ons Jesus? Nie hoor hom nie, sien ons hom?
En daar gebeur iets met mense as hulle Jesus sien. Daar's ietsie wat gebeur. Ietsie bonatuurliks of ietsie geesteliks. Ek meen sy disippels. Ek dink toe Jesus sy disippels begin bymekaar maak, het die vissermanne, hulle het hulle goed net so gelos, hulle hele lewe, en hulle het hom gevolg. Ek meen, geen normale mens doen dit nie. Dis nie normaal nie. Maar die feit hulle het Jesus ontmoet. En toe hulle Jesus ontmoet het, daar iets gebeur in hulle. Iets het gestart, iets het gebeur, dat hulle hom volg. Ek meen, jy gaan nie net jou hele lewe en jou familie en alles los, en Jesus gaan volg nie. Iets moes gebeur binne in hulle. En as ons kyk aan 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16, om net te kan verduidelik, dit gaan om Jesus en dit gaan alles oor die onsienlike, nie net die sienlike nie. Maar dan 2 Korintiërs 4 vers 16 lees ons, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan die uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Vers 17, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. En hier is die vers wat my aandag trek, vers 18. Omdat ons nie let op die sienbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dis waar so baie fout maak. Ons leef in die sigbare, ons leef in die wêreld. Dit is alles oor wat ons sien, en wat ons sien wil ons hê, en wat ons wil hê kom al begeerte en al die sondes kom saam met dit. Maar ons moet kyk na die onsigbare, die onsienlike. Paulus sê daar in sy gemeente, op 'n stadium, dan sy broers en susters, dis om die onsienlike te sien. Hy sê, kom na Jesus toe, of gaan na hom toe, en hou aan na hom toe gaan. Dit gaan oor die onsienlike. En dan sê Petrus, dit is een van die dinge, wat 'n gelowige laat aanhou loop, al het die pad opgehou, is die feit of is die idee, dat hy Jesus gesien het. Nie omdat hy van Jesus gehoor het, of gelees het, of 'n verhaal gehoor het nie, omdat hy Jesus gesien het. Dis die ding wat 'n gelowige laat aanhou loop, aanhou na hom toe gaan, en weer na hom toe gaan, sonder ophou. En dan dink ek aan my gunsteling versie in Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Ken hom in alles. Alles draai om Jesus. Dan lees ons daar in Hebreërs 11. Lees ons, Moses het voortgegaan en aangegaan, soos een wat die onsienlike sien. En dis hoekom Moses gedoen het wat hy gedoen het. En reg gekry het wat hy reg gekry het. Hy het die onsienlike gesien. Ek meen die disippels van Jesus het hom geken. Hulle het saam met hom gestap elke dag. Hulle het die wonderwerke gesien. Alles gesien wat hy doen. Ek meen ons weet net van wat opgeskryf is in die Bybel. Ek meen wat van tussenin? As hulle nou in die aand daar kamp opslaan en regmaak om te eet en wat ook al hulle gedoen het, en hulle sit daar en gesels, dan wonder ek waaroor het hulle gesels? Ek meen, ons mis so baie, ons kry net wat in die woord is. Hulle het so voorreg gehad om saam met hom, om hom as sienlike te ken. Maar ek glo nie hulle het besef wie is Jesus nie. Ek glo nie hulle het besef wat is Jesus nie. Ek meen, alles in die wêreld is Jesus en dis vir hom gegee, die Vader het vir hom gegee. Hy is in beheer van alles. Die meeste van ons, ek kan nie eens altyd my kar onderhou nie. Jesus onderhou die hele heelal, alles wat ons sien, behalwe vir ons. Al die voëls, diere, insekte, al die planete, die son, die maan, die sterre.
die reën, hy onderhou alles. So alles gaan oor Jesus. Dit dink my so, sorry, ek gaan 'n bietjie afdwaal van my notas. Dit dink my aan, ek wil nou net onthou wat is sy naam, Kleopas, net na die kruisiging. Ek meen met die kruisiging was dit erg vir die disippels en die volgers van Jesus. Dit was nie net die 12 disippels nie, daar was baie disippels en baie volgers. En skielik, hulle het alles gelos en hom gevolg, en hulle het geglo in hom. En dis die Messias waarvoor hulle al die jare gewag het, wat gestuur is vir hulle. En hier word hy vermoor, hy is aan die kruis. Wat 'n teleurstelling vir die mense. En so na die kruisiging stap Kleopas en sy vrou, stap daar na Imos. Dink die boek noem hulle Imosgangers, so 8 myl daar van Jerusalem af. So amper 15, amper 16 kilometer. Stap hulle toe, baie teleurgesteld natuurlik, en praat van die gruisame moord wat hulle gesien het in die kruisiging. En hulle is hartseer daaroor. Ek meen, ek kan my indink. Hulle Messias is nou skielik weg, nou het hulle niks meer voor hom om te hoop en om na uit te sien nie. Hulle het nou eintlik geloof verloor, hulle het hoop verloor. So ek kan wonder waaroor het hulle gesels. Maar op die pad sluit daar 'n derde persoon aan by hulle, Jesus. Verskyn hy daar hulle, maar hy openbaar hom nie self aan hulle nie. Hy stap saam met hulle en gesels. Al die pad stap hulle saam en hulle gesels oor die woord. En dit raak laat en hulle is toe natuurlik op hulle afdraaipad of waar hulle moet wees. En Jesus maak asof hy verder aanstap. Hulle weet nou nog nie is Jesus nie. Hulle sê nee, kom saam met ons, is laat. Dit gaan nou donker wees. Kom bly by ons hoor, kom eet by ons en hulle nooi hom. En wat gebeur by ete is 'n snaakse ding. In die woord staan dat toe Jesus die brood breek, toe gaan hulle oë oop. En hulle sien dis Jesus. So daar's iets aan as jy die brood breek om Jesus te sien. Daar's iets spesiaals daaraan. Toe Jesus die brood breek, toe gaan hulle oë oop. En 'n snaakse ding gebeur nou, Jesus verdwyn. En daar sit hulle. Hier besef hulle nou eers, hulle het al die pad saam hom gestap, hulle het nie geweet is hy nie. En toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop, en hulle sien is Jesus. Dink hoe verbaas hy hulle gewees het. En net daar draai hulle om, hulle gaan terug Jerusalem toe. Hoekom hulle dit sou doen? Want hulle loop terug na die gevaar toe, want al die Christene en disippels was nou in die versuur, hulle word vervolg, hulle Jesus is gekruisig. Hulle het gevlug en gaan wegkruip. So die klomp stap nou reguit terug in die gevaar in. Maar natuurlik om te gaan getuig, hulle het Jesus gesien. Dus God is die onsienlike. Jesus was die sienlike op aarde, die tyd toe hy gewandel het. God is die onsienlike, niemand het nog ooit God gesien nie. Daar gebeur 'n snaakse ding, Jesus vat 3 disippels saam met hom op die berg. Petrus en Jakobus, en sy broer, dink ek Johannes. Daar gebeur 'n snaakse ding op die berg. Eerstens kom maar 'n lig uit Jesus uit. Skyn nie 'n lig op hom nie, dan kom 'n lig uit Jesus uit. En dan verskyn 2 mense saam met hom op die berg. Soos Jesus en hier 3 disippels, nou verskyn daar 2 mense saam op die berg. En die 2 mense is Moses en Elia. Elia is ons nooit dood nie, hy reguit lewendig is hy opgevaar. Maar ja, hy was nie meer op aarde nie, so kom ons kan maar sê, die 2 uit die doodheid het daar verskyn, Moses en Elia. En daar kom 'n wolk oor die berg. En dan kom 'n stem uit die wolk uit. En hierso sê God nie, wie is Jesus vir die disippels nie.
Maar God sê vir die disippels, wie is Jesus vir hom? Dan Matteus 17 vers 5, as ek reg is. Terwyl hy nog so spreek, toe kom daar nog 'n helder lig in 'n wolk oor hulle. En dan kom 'n stem uit die wolk uit. En God sê daar, dit is my seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. So hy sê vir ons twee dinge daar. Dis sy seun, dis sy geliefde seun, maar hy gee 'n opdrag, luister na hom. So hoor ons nog na Jesus, luister ons na hom. As 'n mens vat, luister, gehoorsaam is geloof. Luister na hom. En alles gaan oor Jesus. Gaan nie oor ons nie. Gaan nie oor my nie. Gaan nie oor my geluk en my vreugde nie. Of my sukses nie. Gaan nie oor my voorspoed, my reputasie, my geluk, my eer, noem dit op. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan alles om Jesus. In Johannes 14 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. As ons verder lees in Matteus 11, sê Jesus, alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Dan lees ons in vers 28, die ou bekende versie. Kom na my toe. Ons het nou die liedjie geluister, gehoor. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nie kom na God toe, kom na die Heilige Gees, nie kom na Jesus toe. Alles draai om Jesus. Nog steeds in Johannes 14 vers 23, antwoord Jesus en hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê. As jy Jesus lief het, sal die Vader jou lief hê. Daar is nie 'n ander manier nie. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hoe geëerd. Hy sal na ons toe kom. Ons sal na hom toe kom en by hom 'n woning maak. Dis die eerste maal wat ek ooit sien, dit is vir my nie, om te sien Jesus kom na iemand toe. Hoe arrogant eintlik. En dan dink dit my aan hoe die mense moes voel daai tyd, die disippels. Toe Kleopas hulle terugstap daar na Jerusalem toe. En hulle gesels so wat nou gebeur het, na Jesus die brood gebreek het en hulle oë het oopgegaan. Staan daar in Lukas 24, was ons harte nie brandend toe ons geloop het en so gesels het en die woord gedeel het nie. Toe besef hulle het saam met Jesus gestap. Was ons harte nie brandend nie. So daar gebeur iets as jy ontmoeting met Jesus het. Gebeur iets as jy Jesus sien. Gebeur iets as jy brood breek. En ons lees graag hier mooi versies en alles klink mooi en ons verstaan dit nie altyd so nie. Dat niks gaan oor my nie. Sonder Jesus is ons niks nie. Sonder hom kan ons nie die ewige lewe ingaan nie. Sonder hom kan ons nie die Vader lief hê nie. Niemand het God nog gesien nie. Hy is te heilig. Dan sê mense, nee, is 'n God van liefde en is 'n God van vrede. Ja, ek stry nie. Maar nou moet ons mooi dink.
Dis dieselfde God wat kindertjies laat sterwe. Dis dieselfde God wat oorlog toelaat, siektes, dood. Maar as ons aan Openbaring kyk in die troonkamer van God, en die engele sing vir hom, sing hulle nie liefde, liefde nie. Hulle sing heilig, heilig, heilig. Want God is heilig. Niemand het hom nog gesien nie. En dis hoekom Petrus aan sy gemeente sê, kom na hom toe, en hou aan na hom toe kom. Hou aan, al is die pad klaar. Ons moet die onsienlike raak sien. In die teologiese wêreld is daar 'n woord vir die sienlike en onsienlike wat hulle noem gnotisme. So lekker op die tong. Ek het hom dan reg uitgespreek vandag. Gnotisme. Dit klink so iets wat Jan sal sê as hy deur 'n pothol ry en iemand draai vir hom in. Jou gnotis. Gnotisme. Om die onsienlike te sien. Maar ons kyk te veel vas in die sienlike. Ons kyk in die wêreld vas. En as jy so met mense staan en gesels, of in 'n gesprek met iemand, praat niemand ooit oor die onsienlike nie. Niemand praat oor die geesteswêreld nie. Oor visioene, en hoop en gedagtes, en profesieë, en al die goed nie. Niemand praat oor die geesteswêreld nie. Almal praat oor die sienlike. Almal praat oor die rappie en die politiek. En as ons daar met die braaivleisvuur staan, dan praat niemand iets van die geesteswêreld nie. En dis wat Jesus wil hê ons moet doen. Bid aanhoudend. Kom na hom toe. Hy sê vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ons moet onderskei tussen die sienlike en die onsienlike. Ongelukkig die sienlike sien ons elke dag. Ons hoor dinge wat gebeur, wat baie negatief is. Maar ons moet net aanhou. Die groot geheim in enige ding in die wêreld, glo ek, en in 'n mens se eie lewe hier op aarde is, daag op. Daar gaan niks gebeur as jy nie opdaag nie. Voorbeeld wat ek altyd gebruik, ons moet werk om te kan eet. Wie nie werk nie, sal nie eet nie. So is my plig, ek moet opdaag vir werk. Want as ek nie opdaag nie, gaan ek nie 'n salaris kry nie. Gaan my werk verloor. Dan gaan ons nie kan eet nie. So daag op. Dis presies wat Jesus sê. Hou aan. Hou aan. Moet nie moed opgee nie. Weer 2 Korintiërs 4, dat ek terugkom na die begin toe. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook. En ons vergaan, ons word ouer. Die wêreld gaan vergaan, daar is nie 'n twyfel nie. Ons sien daagliks hoe gaan dinge agteruit en hoe verouder dinge en dinge breek en ons word ouer. Dan sê 'n maat van my nou in die week vir my, hy wens hy kan nou nog op 60 doen wat hy kon doen op 30. Dit is nie so nie, jy word ouer, jy kan nie op 60 doen wat jy gedoen het toe jy 30 was nie. En ek sê toe vir my ou maat, as jy nog op 60 kan doen wat jy op 30 gedoen het, dan het jy nie veel gedoen toe jy 30 was nie. So ja, kom na hom toe. Alles draai om Jesus. Nie om niks anders nie, niemand anders nie, nie om myself nie. En kerke en die hele mensdom het so afgedwaal van Jesus af. Hy is nie meer die middelpunt, die senterpunt van ons lewens nie.
En dis hoekom dit so sleg gaan soos dit gaan. Want Jesus is nie die senterpunt nie. Eerste wat ons hoor as daar 'n probleem in 'n familie is of iets gebeur, is bel of Google is die ding deesdae. Of gaan vra buurman. Jy hoor nie iemand sê, kom ons hoor wat soek Jesus nie. Wat sê Jesus hiervan? Dis wat hy wil hê ons moet doen. Dis God se geliefde. Luister na hom. So ons hoef net 2 dinge te doen. Ons moet Jesus ken en hom volg, en ons moet luister. Tog wil hy ons moet 'n verhouding met hom wees en praat. Daarvoor het ons die Heilige Gees gekry. Enige plek, enige tyd kan jy met Jesus gesels. Het julle geweet selfs die Heilige Gees doen nie iets op sy eie nie? Sonder die toestemming van Jesus nie? Dis Jesus wat die Heilige Gees sê wat om te doen. Die Heilige Gees doen niks op sy eie nie. Alles is deur Jesus. Hy is die senterpunt van heelal. Alles wat ons van weet en nog meer. Dis baie bo ons verstand. So die vraag vandag, waarmee ek julle los en ek gaan afsluit hiermee. Ken ons Jesus? Sien ons Jesus nog in alles wat ons doen? Hoor ons sy stem? Sien ons hom? Verstaan ons hoe groot is hy? Besef ons hoe groot is hy? Besef ons dat hy alles is? Alles. As dit nie vir Jesus was nie, was ons nie nou hier nie. Het ons nie nou nog asem gehaal nie. Alles draai om Jesus. Niks anders. Alles. Sit net so, dan sluit ons af. Hemelse Vader, ek sê dankie vir die woord wat U gebring het vir ons vandag en openbaar het. Hoe verlang ons nie om Jesus te sien. En ons vra dat U ons help. Laat ons Jesus meer sien. Selfs in die klein dingetjies, dat ons Jesus kan sien. En meer wil ons Jesus in alles sien. En Jesus die middelpunt maak van ons lewens, alles in ons lewens, alle besluite, alle dinge, enige iets wat ons doen of wil doen, enige gedagte, enige besluit, laat ons Jesus ken in die saak. Ons sê ook baie dankie dat ons die geleentheid het vandag om by mekaar te kom. Nog 'n nuwe dag, hier's 'n nuwe seisoen weer aan die kom. Here, ons dankie daarvoor. Alleen uit die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie julle. Ja, ek moet dit dan sê. Ons gaan 'n bietjie koffie en tee kry vandag. Oor al het voorberei daar vir ons.